Die Weesgees, 'n lesing oor vrees, impulsiwiteit en die Vader se herstel. Ons inleiding tot ons klankboek. Die Weesgees word ontmasker. Geskryf, gegenereer en geskets deur Cornée Kreur. My gebed is dat hierdie kennis vir u waardevol sal wees, tot God se eer, tot sy heerlikheid, tot in alle ewigheid. Daar is 'n stil gees wat deur die kerk dwaal. Nie 'n gees van openlike sonde nie, maar 'n gees van verborge vrees. Vir hierdie lering sal ek die gees die weeskind noem. Die weeskind in elkeen van ons, want ja, ons almal openbaar soms hierdie gees. Hoekom is dit belangrik? Waarom moet ons daarvan leer? Want, liefdesmens, dit is hierdie gees wat by jou en jou geliefdes slag, steel en verwoes. My doel vir u is dat ons by ons identiteit kan stilstaan. Ons identiteit in Jesus. Maar ek het na baie jare iets geleer. Die kerk van die Here, die bruid, het wees geword. Te veel nuwe reëls, te veel ja's wat nee moes gewees het, te veel moenies wat altyd reg was. Wat mag ons sê en wat nie? Die bruid moet herstel word, vernuwe word, leer om te leef. Die weeskind. Dit is daardie innerlike oortuiging dat jy alleen is, dat niemand vir jou staan nie, dat jy jou eie pad moet baklei. Dit kom nie altyd as droefheid nie, soms kom dit as vrees, soos by Gideon, soms as impulsiwiteit, soos by Petrus, maar die wortel is dieselfde, 'n hart wat nie weet dat dit veilig in die Vader se hande is nie. Gideon, die gees van vrees wat in 'n kelder versteek het. Gideon was besig om koring in die wynpers te dors. Nie omdat hy lui was nie, maar omdat hy bang was. Die engel van die Here het na hom gekom en gesê, "Die Here is met jou, dapper held." Rigter 6 vers 12. Maar Gideon se antwoord was nie dankbaarheid nie. Dit was 'n vraag vol pyn. As die Here met ons is, waarom het dan al hierdie dinge ons oorgekom? Sien jy die weesgees? Gideon het nie net die Midianiete gevrees nie, hy het God se teenwoordigheid betwyfel. Die weesgees sê, as die Vader regtig hier was, sou hy nie toegelaat het dat ek so ly nie. Gideon het bewys op bewys gevra. Die vlies, die nat grond, die droë grond. Hy wou beheer hê, want die weesgees vertrou nie. Dit kan nie rus voordat dit 'n teken sien nie. Maar God het hom nie verwerp nie. God het nie gesê, Gideon, jy's te swak, ek soek 'n ander held nie. Nee, God het met hom geduld gehad. Die Here het nie Gideon se vrees veroordeel nie. Hy het dit omhels en toegeeflik benader. En toe die oomblik van oorwinning kom, het God selfs die 32.000 man tot 300 verminder. Nie omdat Gideon sterk was nie, maar sodat Gideon sou weet. Die krag is nie in die skaap nie, die krag is in die herder. Kom ons loer gou in by Petrus. Die gees van impulsiwiteit wat vooruit hardloop. Petrus was die teenpool van Gideon. Waar Gideon weggekruip het Petrus vooruit gehardloop. Hy het in die see gespring. Hy het die hoëpriester se knegt se oor afgesny. Hy het met groot woorde beloof: "Al val almal van u af weg, ek sal nooit van u afval nie." Matteus 26 vers 33. Maar toe die vlam van die vuur kom, het Petrus 3 keer sy meester verloon en die 3de keer met 'n vloek. Die weesgees kom nie altyd as vrees nie. Soms kom dit as oorkompensasie. Ons hardloop voor God uit. Ons beloof meer as wat ons kan gee. Ons probeer ons waarde bewys deur dade, want diep binne voel ons dat ons nie genoeg is nie. Petrus se impulsiwiteit was nie dapperheid nie. Dit was 'n skreeu van 'n seun wat bang was om verwerp te word. Jesus se benadering tot hierdie skaamgees. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Hier kom die hart van hierdie lesing. Na die opstanding het Jesus nie Petrus na 'n kantoor geroep vir 'n preek nie. Hy het nie sy verskoning gevra nie. Hy het nie gesê, ek het jou gewaarsku nie. Nee, by die see van Tiberias, met die geur van vis en kole in die lug, het Jesus met liefde versoening gebring. Simon, seun van Jona, het jy my lief meer as hierdie? Johannes 21 vers 15. Let op, Jesus noem hom Simon, nie Petrus nie. Petrus beteken rots, maar Simon het nie meer soos 'n rots gevoel nie.
Jesus noem hom by sy ou naam, maar sonder veroordeling. Dit is asof Jesus sê, ek sien die seun wat jy was, en ek sien die man wat jy kan word, en ek het lief vir albei. En toe Petrus antwoord, Here, U weet dat ek U lief het. Met 'n kleiner woord vir liefde as wat Jesus gebruik het Jesus nie sy antwoord gekorrigeer nie. Jesus het aanvaar wat Petrus kon gee. En toe kom die opdrag wat die Weesgees breek. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei.